jy het geglo daai tyd dat 'n mens so gebore is. Nou ek wil jou vra as jy nou dink aan jou kinderjare toe jy 'n kind was, het jy toe ook al so gevoel of jy so gebore was? Ek het op die ouderdom van 10, 9, 10 het ek begine voel meer 'n aantrokkenheid tot vrouens en ek het dadelik geweet dis verkeerd. Soos ek sê, my oupa was baie bekend geweest om hierdie goed vir my te leer. En ek het na my tannie toe gegaan en ek het vir haar gesê, hier is iets wat my pla. Ek het hierdie gevoelens. En sy het altyd saam met my gesit en sy het saam met my gebid. En want sy het geweet, dit is versoeking. Ja. En elke ou het nie dieselfde versoeking nie. As die invloed hoe ek groot gemaak was veroorsaak het dat ek homoseksueel geleef het of gay geword het, dan sal ek reguit vir jou sê maar dit is nie so nie, want ek het 'n sussie. En ons is dieselfde groot gemaak in dieselfde huis, ons dieselfde geleer. Dit wat ek ondervind het as kind, het sy ondervind as kind. En sy is getroud met 'n wonderlike man en hulle het 5 kinders. So dit is nie dieselfde versoeking nie. Dit is glad nie dieselfde versoeking nie. Elke ou het 'n ander versoeking en dit is jou vlees. So dit is hoe jy daarmee, as ek kan sê, deel. Hoe jy jou wapenrusting gaan aantrek en sê maar ek staan dit teë. Ek gaan nie ingee tot die versoeking nie. Dis net soos om te sê dat as homoseksualiteit alright is, dan is dit okay om moord te pleeg. Dis fyn. Ja. Want dalk was homoseksualiteit verkeerd vertaal deur al hierdie jare in die vertaling, maar hoekom was moord nooit verkeerd vertaal? So dis presies dieselfde. Dit maak nie saak hoe ek groot gemaak het, dit het nie invloed op my gehad nie. Dit was letterlik net versoeking gewees en dit was my versoeking. So, want hoekom ek nou so vra is want dit is interessant wat jy nou gesê het. Ek het in daai laasweek se video wat ons gepraat, ek weet jy of jy die vol video gekyk het nie, maar het ek want dit is hoe dit vir my altyd voorgekom het en met homoseksuele mense wat ek al mee gesels het, wat vrygekom het van dit ook al so aan my verduidelik. Want dit is hoekom ek die vergelyking gemaak het van my versoekinge wat ek al in my lewe gehad het. Byvoorbeeld, ek was verslaaf gewees aan pornografie. So dit was een van my struikelblokke in die lewe wat ek was blootgestel ook aan so jong ouderdom van skooldae van verkeerde vriende. En daardie het beet gekry aan my en ek het jare gesukkel om dit te breek. So ek dink soos jy, ek stem eintlik saam met wat jy sê. Ek dink elke persoon het 'n ding in die lewe waarmee hy sukkel wat hy mee versoek word. En dit nou sê mense hulle is so gebore byvoorbeeld om homoseksualiteit te regverdig. Maar ek kan tog mos nou nie dit wil regverdig byvoorbeeld sê nou pornografie, maar ek was so gebore gewees om oë te hê vir ander vrouens en dan nou nie om te gee oor my vrou nie. Ek kan mos nie sê ek is nou maar gebore om 'n man van baie vrouens te wees nie. Want as mens dit so toepas, kan ek sê as mens dit vir homoseksualiteit kan toepas, moet jy dit vir ander sonde ook kan toepas. Korrek. Dis waar. Dis die reine waarheid, ja.